Goeiedag en welkom by Woordspieël waar ons weer vanoggend in die woord inkyk. Ons kyk vanoggend in Matteus 16 in en ons kyk na Jesus se lewe daarso en ons laat toe dat die Heilige Gees ons transformeer om soos hy te dink, soos hom te praat, soos hom te lyk. Vandag kyk ek na Matteus 16 vers 23 en my tema is jy dink soos mense dink. Matteus 16 vers 23. Maar Jesus het hom omgedraai en vir Petrus gesê, gee pad agter my jou Satan, jy maak dit vir my bitter moeilik, jy dink soos mense dink en nie soos God nie. Die draaipunt in Jesus se bediening op aarde het sopas plaasgevind met Petrus wat bely dat Jesus die Christus is. God openbaar dit aan Petrus en Petrus is die eerste mens wat regtig waar hierdie openbaring snap en dit sê. En van daardie oomblik af sê Jesus dat dit is nou tyd om vir die kerk om gevestig te word bo op daardie openbaring en bo op daardie belydenis. En net daarna volg Jesus dit op met die eerste openbaarmaking van hoe dit gaan gebeur. En hy sê dit gaan gebeur deur die kruis. En daarvan af gaan Jesus en sy disippels begin hulle die laaste reis terug na Jerusalem toe, waar Jesus dan nou gekruisig word, 'n paar weke van hierdie af. En onmiddellik toe Jesus sê, hierdie gaan gebeur deur die kruis, deur ek wat moet sterf, toe slaan Petrus terug na menslike denke toe, want dit maak toe nou nie vir hom sin nie. Jesus, hy sê vir Jesus, dit kan nie so wees nie, dit mag nie so wees nie. En Jesus bestraf hom en sê, dat om soos 'n mens te dink en nie soos God nie, maak dit baie moeilik vir die planne van God om uitgevoer te word. Wanneer ek soos 'n mens dink, dan dink ek nie soos God nie. Bekommernis, vrees, wellus, gierigheid, gemak, negativiteit, materialisme ensovoorts. Daardie is om soos mense te dink en nie soos God nie. Om soos God te dink is om in geloof te sien wat God openbaar en dan daarop te reageer, al lyk dit so dwaas soos die kruis. Daarop kan God sy koninkryk dan bou. As ek op daardie openbaring van wie God is, in geloof begin stap, al lyk dit dwaas, daarop, op daardie fondasie, kan God sy koninkryk uitbrei in my lewe en deur my lewe. Maar as ek soos 'n mens dink, maak dit baie moeilik vir God se plan en sy visie om in my lewe gestalte te vind. So kom ons stap met geloof. Kom ons loop in geloof, al lyk dit soos dwaasheid. Al lyk God se maniere vir ons nie soos asof dit sin maak nie. Maar dit is geloof wat gaan veroorsaak dat God sy plan en sy koninkryk in my lewe gaan vestig en dit sal uitspeel op die volbringing van sy plan in my lewe. Kom ons bid saam. Heilige Gees, help my om my gedagtes te rig op Vader se gedagtes deur geloof. Help my om u openbarings te sien en dit te glo en in geloof daarvolgens te praat en te leef. Wanneer ek depressief of negatief of synig wil word, help my om my gedagtes op u openbarings te rig en daarvolgens te leef, al lyk dit dwaas. Mag ek nie soos die wêreld beginne lyk nie, maar mag ek verander word om soos u te dink en soos u te lyk en soos u op te tree. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê, deel hierdie met iemand en subscribe op die YouTube kanaal. Tot volgende keer.